die een die seun wat terugkeer. Halal vier het keer terug na sy thuisdorp na jare van pijn en verlies, die Aslani familie wat sy lewe vernietig het. Leef nou in luksheid. Maar sy terugkeer is niet toevallig nie, hy beplan raak alles verander wanneer hy Zainab Aslani ontmoet. Die sterk dochter van sy vijande. Die eerste oogkontak. In die begin van een gevaarlijke oorlog. Aslani huis lyk nog diezelfde vir die wêreld glansend, onraakbaar, perfect. Maar binnen begin klein krake vorm, soos haar fijn lijne in glas wat niet wag om te breek. Zainab sit laatdag in haar kantoor, omring deur leers en financiële state wat nie meer sin maak nie. Bedrag verdwyn, kontrakte verander. Elk spoor lyk op een of ander manier terug na Inam, Halal fired. Hy het nie net opgedag nie, hy het homself stil ingeweef in die hart van haar familiese besigheid. Die volgende oggend tref dit haar soos 'n storm wanneer sy hom in die raadsaal sien sit. Kalm, selfversekerd. Asof hy nog altyd daar hoort. Jy speel 'n gevaarlike spel, sê sy koud. Halal kyk haar aan met daardie onleesbare oë. Dis nie 'n spel nie. Dis 'n rekening wat verheffen word. Die spanning tussen hulle trek stywer met elke woord. Zainab weet hy is 'n bedreiging. Maar iets in sy stilte maak haar onzeker. Soos iemand wat meer dra as net planne, iemand wat pyn wegsteek. Daardie aansien sy hom alleen, sy masker effens gebreek. Vir 'n oomblik lyk hy nie soos 'n vyand nie, maar soos iemand wat alles verloor het. En dit maak hom net gevaarliker. Zainab slaap nie meer nie. Die waarheid hou haar wakker. Sy grawe dieper, volg elke spoor, en uiteindelik vind sy dit die bewys wat alles verander. Halal se maatskappy is direk verantwoordelik vir die finansiële aanval wat haar familie stadig versmoor. Die ontdekking tref haar nie net as 'n besigheidsverraad nie, maar as iets persoonliker. Want ergens tussen hul botsings het daar 'n vreemde respek begin groei. Miskien selfs iets meer. Sy konfronteer hom in die lang, stil gang van die hoofgebou. Haar stem sny deur die stilte. Jy het my in die oë gekyk. U gelieg. Halal probeer kalm bly, maar daar is 'n breek in sy houding. Jy sien nie die volle prentjie nie. Dan wys my, antwoord sy, haar oë vol vuur. Hulle staan nou naby genoeg om mekaar se asem te voel. Die woorde raak minder belangrik as die emosies wat tussen hulle opbou, woede, pyn. Iets wat nie hoor daar nie. Halal erken uiteindelik, ek het alles verloor weens jou familie. Die woorde tref sy nie harder as wat sy verwag. Maar sy weier om te breek. En nou moet ek betaal vir dit. Geen antwoord kom nie. Net stilte. En in daardie stilte begin iets tussen hulle verander. Tref die Aslani ryk soos 'n stil ontploffing. Kontrakte word gekanseleer, vennote onttrek hul geld, en nuus begin sypel na die buitewêreld. Wat eens onbreekbaar was, begin soos aan deur vingers gly. Zainab vertrek met alles wat sy het. Sy neem beheer van vergaderings, maak harde besluite, en hou haar familie by mekaar, al begin sy twyfel wie nog vertrou kan word. Elke blik voel verdag. Elke gesprek het 'n tweede betekenis. Intussen druk Halal sy plan vorentoe. Hy sien hoe die Aslanis val. Maar die oorwinning smaak bitterder as wat hy verwag het, veral wanneer hy Zainab sien moeg, maar ongebreek. Haar oë steeds vol vuur. Later daardie antwoord Zainab 'n gesprek wat nie vir haar bedoel was nie. Is dit uit haar eie familie praat en geheime oor geld. En oor Halal, die skok sny diep. Jy, fluister sy, verraad soos ys in haar stem. Die vyand was nog altyd binne, toen Halal en Zainab om saam te werk teen hul wil, teen hul trots. 'n belangrike kontrak moet gered word, anders val alles finaal uit mekaar. In 'n gespanne vergadering sit hulle langs mekaar, woorde skerp, oë nog skerper. Maar stadig begin iets skuif. Hulle verstaan mekaar se denke. Voltooi mekaar se sinne. Werk soos 'n span. Al behoort hulle nie een te wees nie. Na die vergadering bly hulle alleen agter. Jy gebruik my, sê sy net stil. Halal kyk haar land aan. Jy gebruik my ook. Die waarheid hang swart tussen hulle. Later, in 'n oomblik van chaos wanneer dinge hand uitrak, gryp Halal haar arm en trek haar uitgevaar. Te naby. Te vinnig. Te reg.
Hulle vries. Zainab trek weg eerste. Moenie vergeet wie jy is nie, sê sy. Halal antwoord sag, ek probeer. En dis die probleem. Zainab kan dit nie meer ignoreer nie, Halal is nie net 'n vyand nie. Daar is iets in hom wat sy nie kan plaas nie, iets gebreek. Maar steeds sterk, sy begin sy verlede ondersoek, nie meer net vir beskerming nie, maar vir antwoorde. Wat sy ontdek, hek haar wêreld. Halal se familie was eens verbind aan die Aslanis nie as vyande nie, maar as mense wat vertrou het. Tot een aan alles verander het. 'n Skandaal. 'n Rivaal. En Halal wat alles verloor het. Wanneer sy hom konfronteer, is daar geen skree nie. Net waarheid wat stadig uit hom uitval. Ek het nie net my familie verloor nie, sê hy. Ek het my lewe verloor. Vir die eerste keer sien sy net nie 'n man vol wraak nie, maar iemand wat nooit kans gekry het om te genees nie. Haar hart versuik teen haar eie wil. Maar vertrou het is nog ver, onrus. Nuus lek uit oor die Aslani maatskappy se probleme. Media begin vra. Beleggers trek terug. Die wêreld kyk en wag vir die val. Binne die huis is dit erger. Zainab probeer alles bymekaar hou, maar elke deur wat sy oopmaak bring nog slegte nuus. Iemand saboteer hulle van binne en nou is dit duidelik, dis nie net geld nie, dis persoonlik. Halal staan op die rand van sy grootste oorwinning. Alles wat hy beplan het, ontvou presies soos hy wou hê. Maar hy voel niks. Net leeg. Wanneer 'n skielike krisis uitbreek by een van die maatskappy se persele, is dit chaos. Mense skree, dinge val uit mekaar. Zainab is daar. Alleen. Halal hardloop sonder om te ding. Hy trek haar uit die gevaar, hou haar vast net 'n sekonde te lang. Hulle kyk mekaar aan asemloos, hou. Hoekom het jy teruggekom, fluister sy? Hy antwoord nee. Want hy weet nie. Na die chaos begin die waarheid stadig vorm aanneem. Zainab volg die laaste leidrade, en wat sy ontdek. Ruk haar diep. Die verraad binne die familie is werkelijk en nader as wat sy ooit gedink het. Almal wat sy met hulle eet, lag, leef en lieg. Sy sit met die waarheid in haar hande, maar weet nie wie om te konfronteer nie. Afvoer. Intussen word Halal gekonfronteer met 'n nuwe aanbod. 'n Donker alliansie. 'n Kans om alles vinniger klaar te maak, maar teen 'n prys wat selfs hy nie verwag het nie. Hy begin besef, hy is nie die enigste een wat hierdie spel speel nie. Daardie aand ontmoet hy en Zainab weer. Nie as vyande nie as bondgenote nie, maar as twee mense wat vasgevang is in iets groter as hulle self. Ons word albei gebruik, sê sy sag. Halal nik. Vir die eerste keer is hulle aan dieselfde kant van die waarheid, maar die oorlog is nog lang nie verby nie. Van die krisis hang swaar oor alles. Die Aslani-huis is nie meer net onder druk nie, dit is besig om van binne af te breek. Vertroue is skaars, en elke familielid kyk nou oor hul skouer. Zainab werk onverpoos om die skade te beperk, maar die leidrade wat sy volg wys na iets groter as gewone verraad. Dis nie net een persoon nie, dis 'n netwerk. 'n Stilweb wat lankal gespin is. Halal, aan die ander kant, ontmoet weer die geheimsinnige figuur wat hom 'n alliansie aangebied het. Hierdie keer is die aanbod duideliker, help om die Aslanis finaal te vernietig, en alles wat hy verloor het, sal reggestel word. Maar Halal begin twyfel. Nie oor sy wraak nie, oor die koste daarvan. Wanneer Zainab hom konfronteer met nuwe bewyse, bots hulle weer maar anders as voorheen. Die woede is daar, ja, maar daar is nou iets anders ook. Begrit, jy is nie die enigste een wat veg nie, sê sy. Hy antwoord stil, maar ek is dalk die een wat alles gaan breek. Vinnig. Is jy het onderneming van die Aslani stort in en die media ryk bloed? Skandale begin uitlek en die familie se naam eens onaanraakbaar word nou bevraagteken in die openbaar. Zainab staan voor kameras sterk en beheers, maar agter geslote deure begin selfs sy kraak. Sy ontdek dat iemand binne haar eie kring actief teen haar werk, iemand wat elke besluit ondermyn. Halal sien dit alles ontvou. Hy het dit begin. Maar hy het nie verwag om dit so te sien nie. Nie met haar in die middel nie. Wanneer 'n tweede krisis uitbreek en dinge gevaarlik raak, is dit weer hy wat eerste reageer.
Hy beskerm haar openlik sonder verskoning. Hoekom help jy my, vra sy, asemloos. Hal kyk haar diep aan. Ek weet nie meer hoe om jou seer te maak nie. En miskien wil hy nie meer nie, maar in die skadu's beweeg die meeste brein nader. Die spel is amper op sy einde.